Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend vandag is die 28ste Julie, die jaar 2026. My naam Dani Gerwen, is vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Vandag praat ons so 'n bietjie oor bekommernis, daai komkommer. Jy komkommer jou mos oor alles, man. Ek wil vir jou sê, vat daai komkommer, gaan sit hom in 'n slaai, gooi 'n bietjie sout op hom, baie lekker. So hou op om jou te komkommer oor dinge waaroor jy geen beheer het nie. En dis ons probleem. Ons bekommerd onsself so erg en dan dink ons, bekommerd te wees is nie so erg nie. Nou gaan kyk ek 'n bietjie wat beteken die woord bekommerd, en die sinoniem daarvan is onrustig. Jy's benoud, jy's angstig. En dit is so ernstig bekommernis is. Wat kan ek en jy doen aan die dag van môre? Wat kan ek en jy verander oor die dag van môre? Ons is onbekend vir dit. So nou bekommerd ons so erg met dinge waar ons geen beheer het nie. Nou wil ek vir jou sê, partykeer is dit ons werk. Jy bekommerd jou oor jou werksituasie waar jy is. Gaan jy môre nog 'n werk hê? Want dinge lyk nie lekker nie. Dinge loop nie mooi nie. Jy en jou baas, julle het so 'n bietjie van 'n woordewisseling gehad en nou dink jy klaar die ergste. Ek gaan sonder werk sit en goeders. Wat sê God se woord vir ons? Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Jy bekommerd jou oor jou diere wat jy het. Jy bekommerd jou, en wat sê die Here? Hy sê, hy sorg vir die mossies. Hy sorg vir die veld. Waarvoor wil ek en jy onsself bekommer? Gee hierdie goeders vir die Here, al jou bekommernisse. Jy bekommer jou oor my kleredrag. Wat dink mense van my? Hoe sien mense my? Hoekom bekommer jy jou oor sulke goeders? Wat dink God van jou? Hoe sien die Here jou? So, ek wil vir jou sê, hou op om jouself te bekommer oor goed waar jy geen beheer het nie. Ek en jy kan nie ons vriende verander nie. Ons kan nie hulle siening verander nie. Ons kan nie ons bure verander nie. As hulle nie wil verander nie, as hulle nie 'n verhouding met God wil kweek nie, al wat ek en jy kan doen, is om 'n voorbeeld te wees, is om 'n lig te wees vir hulle. So, nou bekommer jy jou oor hierdie mense, en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Al wat jy kan doen is bid vir hulle, tree in vir hulle, bid en vra vir die Here, Here, maak my pad gelyk, Here, wys vir my hoe ek hierdie mense kan help, hoe ek vir hulle verandering kan toon, en hulle kan wys wie U in my is, sodat hulle ook U kan vind. Amen. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie in God se woord oor hierdie bekommernisse. En dis daar in Matteus 6 vanaf verse 25. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Verse 31. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Abba Vader weet wat ek en jy vandag nodig het. Hy sê, hoor wat sê vers 33, en dit is waar jy jou tyd moet aanspandeer, maar soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Al jou bekommernisse, jou probleem van jou werk, jou probleem oor jou diere, jou probleem oor jou voertuig, jou probleem oor al hierdie goeder, soek die koninkryk van, spandeer daai tyd wat jy spandeer aan bekommernisse, spandeer dit in die koninkryk van God en sy geregtigheid. En jy sal sien dat al die bekommernisse, al die komkommers, hulle sal net weggaan. Vers 34. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dan die laaste gedeelte wat ek wil julle met deel, is 1 Petrus 5 vers 7. Werp
al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, dankie Here Jesus, dankie dat U ons vandag weer nuwe moed gee, Here. Laat ons nie ons sal bekommerd oor die dinge van môre nie, want ons het geen beheer daaroor nie. Maar ons weet, ons ken die een wat in môre is, en sy naam is Jesus Christus. Seën ieder en elkeen, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan vertel vir iemand die liefde van Jesus. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.